Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Waarom demigode? Waarom bring mense gode en mense so bymekaar? Wanneer ons deur die wêreld se groot mites en godsdienstige verhale reis, ontdek ons iets opvallends. Oor duisende jare in kulture wat geen kontak met mekaar gehad het nie, duik dieselfde idee telkens op. 'n God en 'n mens bring saam 'n buitengewone kind voort. Hierdie kind is meer as mens, maar minder as 'n volledige God. Hy word 'n held, 'n wyse, 'n koning of 'n redder. Die Grieke het sulke figure halfgode genoem. Vandag gebruik ons dikwels die term demigod. Wat my belangstelling prikkel, is nie of hierdie verhale histories waar is nie. Die vraag wat my boei, is waarom mense oral sulke verhale vertel het. En steeds vertel. Wat verklap dit van die menslike verbeelding? Wat sê dit oor ons diepste verlange, vrese en hoop? Die oudste voorbeelde neem ons terug na die wêreld van die farao's in Egipte. Reeds meer as 4000 jaar gelede is sommige farao's beskryf as seuns van gode, soos Amun of Ra. Tempelinskripsies beeld uit hoe 'n god die koningin besoek en hoe die toekomstige farao uit hierdie ontmoeting gebore word. Hierdie verhale het 'n duidelike doel gehad. Hulle het politieke mag gelegitimeer. As die koning deur die hemel aangestel is, word dit moeiliker om sy gesag te bevraagteken. Die demigod was dus nie bloot 'n godsdienstige idee nie. Hy was ook 'n politieke instrument. Kort daarna ontmoet ons Gilgamesh in Mesopotamië. Anders as die farao's gaan sy verhaal nie soseer oor heerskappy nie, maar wel oor die menslike toestand. Hy word beskryf as 2/3 God en 1/3 mens. Sy moeder was die godin Ninsun. Maar wat die verhaal onvergeetlik maak, is nie sy goddelike afkoms nie. Dit is sy ontdekking dat selfs hy sterflik is. Nadat sy vriend Enkidu sterf, begin Gilgamesh 'n desperate soektog na onsterflikheid. Dit is asof die oudste demigod-verhale reeds besef het dat die mens se grootste probleem nie noodwendig mag is nie, maar onsterflikheid. Teen ongeveer 800 voor Christus of algemene era, kom ons by die Grieke. Hier ontplof die wêreld van die demigode. Herakles, Perseus, Achilles en talle ander vul die mites. Herakles word gebore uit Zeus en die sterflike Alkmene. Perseus ontstaan wanneer Zeus Danaë as 'n stroom goue lig besoek. Hierdie verhale handel oor buitengewone krag, heldedade en die oorwinning oor monsters. Wanneer ons vandag daarna kyk, is dit maklik om die monsters as simbolies te verstaan. Hulle verteenwoordig die chaos waarmee elke mens worstel. Dit is vrees, lyding, dood en onsekerheid. Die held verslaan die monster omdat die mens glo dat orde uiteindelik oor chaos kan seëvier. Dan verskyn daar 'n interessante figuur wat van die ander verskil. Dionysus. Die seun van Zeus en Semele, word nie hoofsaaklik onthou vir sy krag nie. Hy word geassosieer met wyn, ekstase en die oorskryding van grense. Hy herinner ons daaraan dat mense nie net na orde verlang nie. Soms sug ons ook om van die gewone beperkings van die lewe
los te mag breek. Selfs die behoefte aan ekstase en bevryding kry uiteindelik 'n goddelike gesig. Wanneer ons na Rome beweeg, ontmoet ons Romulus en Remus, die tweelingseuns van Mars, die oorlogsgod. Hulle word verwerp, aan hulle lot oorgelaat en uiteindelik deur 'n wolvin grootgemaak. Een broer sterf en die ander stig Rome. Hier verskyn 'n patroon wat later weer en weer herhaal sal word. Die bedreigde kind. Die buitengewone figuur word reeds vroeg deur gevaar omring. Dit is asof die mens intuïtief verstaan dat alles wat waardevol is, kwesbaar is. Later ontmoet ons historiese figure wat deur die mite opgeneem word. Alexander die Grote leef werklik. Tog ontstaan verhale dat Zeus sy vader was. Dieselfde gebeur met Augustus Caesar, wat die titel Divi Filius, seun van die goddelike ontvang. Dit is merkwaardig dat hierdie titel reeds bestaan voordat die Christelike beweging ontstaan het. Weereens sien ons dieselfde patroon. Wanneer mense iemand as buitengewoon ervaar, word sy oorsprong hemels gemaak. Maar die verskynsel is nie beperk tot die weste of die nabye Midde-Ooste nie. Wanneer ons na die ooste kyk, ontdek ons dieselfde patroon, hoewel dit dikwels 'n ander vorm aanneem. In die Hindoe-tradisies vind ons Krishna. Volgens die verhale is hy 'n manifestasie van Vishnu. Sy geboorte word vooraf aangekondig. 'n Tiran van 'n koning probeer hom doodmaak. Hy ontsnap en word uiteindelik die bringer van orde en wysheid. Die bekende motiewe is steeds daar. Die wondergeboorte, die bedreigde kind en die reddingsfiguur. 'n ander figuur is Gautama Boeddha. Sy moeder droom van 'n wit olifant wat haar binnentree. Wyse manne voorspel dat die kind 'n buitengewone bestemming het, maar hier verander die aard van die held. Boeddha oorwin nie monsters nie. Hy oorwin onkunde. Hy word nie 'n koning nie, hy word 'n onderwyser. Die ooste begin die held omskep in 'n wyse. Dieselfde tendens verskyn by Mahavira, die groot leermeester van Jainisme. Sy wonderbaarlike geboorte word oorvertel, maar sy fokus is ook nie op mag nie, maar op oorwinning van die self. Die grootste stryd is nie teen ander mense nie, maar teen jou eie ego. Selfs by Lao Tzu, die legendariese stigter van Taoïsme, ontstaan tradisies van 'n bonatuurlike geboorte. Tog is sy boodskap eenvoudig. Leef in harmonie met die Dao. Vloei saam met die lewe. Sug nie na oorheersing nie, maar begeer wysheid. Wat opvallend is dat die ooste dikwels minder belangstel in die sterk man en meer in die wyse. Die ideale mens word nie noodwendig die magtigste nie, maar die mees verligte. Dan kom ons by Jesus van Nasaret. Die Christelike verhaal ontstaan binne 'n wêreld waar wonderbaarlike geboortes reeds bekend was. Dit was nie oorspronklik nie. Die evangelies vertel dat Maria deur die Heilige Gees swanger word en dat Jesus die seun van God is. Tog bevat die verhaal unieke elemente. Hier word die redder nie 'n politieke koning nie. Hy versamel nie leers nie. Hy word gekruisig. Die oorwinnaar behaal oorwinning deur te ly. Die sterk man verskyn as die kwesbare mens. Dit is waarskynlik een van die redes waarom die verhaal so diep aanklank gevind het by mense. Wanneer ons al hierdie figure langs mekaar plaas, begin 'n patroon sigbaar word. Die mens lyk geneig om buitengewone mense buitengewone oorspronge te gee. Ons sukkel om genialiteit, wysheid, charisma bloot as gewone menslike verskynsels te aanvaar. Daarom word die oorsprong van die held
na die hemel verskuif. Nog dieper as dit, dink ek die demigod verteenwoordig iets van ons eie verlange. Ons leef op aarde, maar ons verlang na iets groters. Ons is biologiese wesens, maar ons dink oor betekenis, oor waarheid, oor liefde en skoonheid. Ons voel dikwels asof ons tussen twee wêrelde leef. Die demigod word die simboliese brug tussen die aardse en die hemelse. Hierdie verhale verklap ook iets van ons behoefte aan redders. Elke kultuur droom van iemand wat die chaos gaan oorwin. Soms is dit 'n held, soms 'n wyse, soms 'n koning, soms 'n Messias. Die vorm verander, maar die behoefte bly dieselfde. En uiteindelik dink ek hierdie verhale vertel nie veel oor gode nie, maar baie van die mens. Hulle openbaar ons diepste versigtinge, hoe ons leef met sterflikheid, hoe ons lyding hanteer, hoe ons betekenis vind, hoe ons orde bring in 'n wêreld wat dikwels so chaoties is. Is daar enige sin in hierdie lewe? Wanneer ons die demigode van Egipte, Mesopotamië, Griekeland, Rome, Indië, China en die Christendom langs mekaar plaas, sien ons een van die oudste patrone in die menslike storievertelling. Oor duisende jare vertel die mens dieselfde verhaal in verskillende tale. Dit is die verhaal van 'n wese wat die aarde onder sy voete voel, maar die hemel in sy oorsprong dra. Miskien is dit uiteindelik ook simbolies ons verhaal. Nie omdat ons glo ons is godekinders nie, maar omdat ons almal die vreemde ervaring deel van om terselfdertyd deel van die natuur en op soek na dieper betekenis te wees. Ons leef op die aarde, maar ons verbeelding reik voortdurend verder en dieper. En daarom vertel die mens steeds vandag hierdie verhale. Nie omdat hulle noodwendig histories waar is nie, maar omdat hulle iets van die menslike hart onthul. Hulle herinner ons dat mense nog altyd probeer verstaan het wie ons as spesies is, waar ons vandaan kom, en dat ons wonder of ons uiteindelik iewers heen op pad is. Wanneer mense glo dat hierdie demigode werklike demigode was, is dit omdat dit met die mens se behoefte resoneer om meer as net verganklik te wees. Ek sluit hiermee af. Wanneer mense glo dat hierdie demigode werklik demigode was, is dit omdat dit met die mens se behoefte resoneer om meer as net verganklik te wees. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.